Hallo my liewe vriende, ek wil vanaand bietjie met julle gesels oor 'n baie ernstige ding. Alles in die woord van die Here is ernstig, maar hierdie gaan ons aanraak, ons direk. Ek wil vir julle 'n paar verse lees uit Romeine, en ek wil vra dat jy ag slaan daarop, want dit gaan jou herinner aan iets wat bekend is, iets wat jy ervaar in hierdie tyd van ons lewe. Kyk of jy die plek kan herken waarvan Paulus hier praat. In Romeine 1, vers 24. En daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in wat teen die natuur is. Jy moet asseblief mooi oplet na hierdie bewoording wat hier is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vroue laat vaar en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam is nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid. Nou kan nou luister na hierdie volgende dinge wat hier genoem word. En dan sê jy vir my, hoeveel van hulle erken jy vandag in ons samelewing, in die tyd waarin ons lewe? Hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Waaraan herinner dit jou? Dit is waarmee ons elke dag te doen het. Dit is 'n beskrywing van ons wêreld van vandag. Dit is wat hiervan gepraat word. En God het dit toegelaat, omdat mense God ontken het. Hulle het hulle rug gedraai op die Here, op hulle Skepper, op hom wat aanbid en gevolg moet word. Dit is wat hier gebeur het as God nie in ons lewe is nie. Dit is dan wat uit hulle oorgegee aan hierdie lustigheid van hulle eie lewe, hierdie ongeregtigheid, onheiligheid, ongoddelikheid. Dit is waar ons vandag is. Maar goed, ek het nou 'n deel van die hoofstuk gelees. Ek wil vir julle lees van die begin af, vanaf vers 18. Daar staan geskryf, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mens, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Nee? Ons is nou op pad na hierdie stuk wat ek eers gelees het. Hier is nou 'n beskrywing van hoekom dit gebeur het so, hoekom hulle die wêreld, ons wêreld, nou ook so verval het, omdat God onttrek het, omdat hulle hom nie erken het as God en Vader nie. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word
naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Sê hulle, waar kom ons atmosfeer vandaan, dit waar ons vandag is. Dit is hoe die wêreld ontaard het. Deur die jare, hier van Paulus se tyd af, was dit so. En vandag het dit net erger geword, en dit gaan net verder aan en aan. Daagliks word nuwe verkeerde goed uitgedink, want daar's mense wat hulle beywer om slegter te wees, om 'n groter misdaad te pleeg as die ander, want hulle het nie God in hulle hart nie, maar hulle ken God, hulle weet van God, maar hulle doen nie die moeite om God te volg nie. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige kruipende diere. Goed, dit was tot by vers 23. Vers 24 af het ek vir ons gelees nou. Dit is waar die verval gekom het van die mense. Dit is waar God hulle toegelaat het om te begaan. Gaan julle self, gaan voorsien vir julle self, gaan sorg vir julle self, gaan verval in hierdie vervloekte lewe, want dit is tog wat julle wil hê, want God bied al sy beskerming, ontferming en verlossing vir die mense, maar hulle wil dit nie hê nie, hulle verkies om hulle eie ding te doen. En dit is nie moontlik vir 'n mens om sonder God te wees nie. Dit is nie moontlik nie. Al hierdie dinge wat hier beskryf word in hierdie verse, is alles van die wêreld. Dit is nie wat God vir ons gegee het nie. Dis sonde. Dit verdien die dood. Hierdie mense wat dit bedryf, selfs in ons tyd, word deur die Bybel beskryf as dood. Hulle is dood as gevolg van die sonde. En as hulle nie hulle self gaan bekeer en red nie, as hulle nie God gaan soek nie, gaan hulle dood bly. Hulle sal beland in die ewige vuur, die straf en die plek wat ons God vir die duiwel en sy engele gemaak het, né? Mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Verstaan julle hierso? Mense wat dit self nie doen nie. Ons byvoorbeeld wat kinders van die Here is, wat hom volg, doen nie hierdie dinge nie, want ons aanbid ons Here, ons is gehoorsaam aan hom. Maar ons sien hierdie dinge, en ons goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Hoekom? Ons sê nie vir hulle, doen dit is reg nie, maar omdat ons dit nie sê nie, is ons skuldig. Ons moet opstaan, ons moet daai standpunt inneem, daai autoriteit inneem, om ons God te beskerm, ons God en sy gebod, om dit te beskerm, om dit uit te dra, om met hierdie mense te praat. Ek wil net nog 'n ding sê, ek het al geleenthede gehad om met mense te praat, wat hierdie seksuele misdrywe pleeg, wat skuldig is daaraan. En weet julle wat is hulle antwoord aan my? Ek oordeel. Ek is nie in bevoeg om te oordeel nie. Ek kan nie, want ek staan self onder die oordeel, omdat ek 'n sondaar is. Maar ek vra nou vir jou, as dit jy is, as jy dit sien in jou lewe, en jy herken van hierdie sondes hierso, gaan jy eendag voor Jesus staan en sê, Here, maar u oordeel nou. Hy mag. Dis sy boek, dis sy reëls, dis sy evangelie, dis sy reg. Want hy het sy lewe gegee, sodat ons bevry kan wees. Daarom moet ons die regte keuse maak, om vry te bly. Gaan kou hier aan. Mag julle geseënd wees, en mag die Here vir julle dra, homself ontferm oor julle, en julle veilig hou. Amen.